By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Welkom, baie dankie dat julle hierso is en baie dankie vir die musiek, pragtig, so saam met die reën. Vanoggend se tema gaan oor ons liggame gaan. Die liggaam se seggenskap in jou gemoed, hoe die kop en die lyf met mekaar praat. So nou gaan ons eers lekker verder luister na Jannie en Renée.
Tog te mooi. Dit was regtig lieflik. Dankie Jannie, dankie Renée. Die liggaam se seggenskap in ons gemoedere, hoe ons koppe en lywe met mekaar praat. Nou ter inleiding wil ek sê dat ons dikwels by die verkeerde adres gaan soek vir ons pyn. 'n Bekende Engelse psigiater, Dr. R.D. Laing, het gesê, "Madness need not be all breakdown, it may also be breakthrough." Maar partykeer is dit nie eens madness nie. Dis 'n magnesiumtekort. Ons dink dikwels geestesgesondheid lê alleenlik in die brein. Maar die liggaam is dikwels die eerste om te fluister dat iets fout is. Die probleem is net ons luister by die verkeerde adres. Ons soek die antwoord in ons gedagtes. Ons sal dikwels op 'n platvloerse manier sê, daai een se kop werk nie. Of daai een se kop vat nie, het ons gesê. Maar dan soek ons regtig in die gedagtes vir 'n probleem wat nie in die gedagtes is nie. Die boodskap is te vind in ons weefsels. Iemand het een keer na 'n lang tyd van angstigheid opgemerk, ek het gedink ek het 'n groot geestelike krisis gehad, toe was dit al die tyd net my skildklier. Dis nie altyd so eenvoudig nie. Dit moet ek erken. Maar hierdie storie raak aan iets baie basies. Die liggaam praat voortdurend met die gees en die gees antwoord terug. Nou die brein is 'n orkesleier, maar die probleem is ons maak van die brein 'n diktator. Verlang het westerse mediese die liggaam behandel as 'n masjien, met die brein as die ingenieur. Die moderne neurowetenskap egter voer aan dat die brein net sowat 20% van die boodskappe uitstuur. 80% van die boodskappe kom van die liggaam af via die vagus senuwee. Nou ek onthou, ek het vir die eerste maal gehoor van die vagus senuwee in my tweerigting gesprek met Lizaan de Jong, en sy het toe hier kom praat en weer daarna verwys, en ek dink baie van julle weet reeds daarvan. Maar dit beteken dat jou ingewande, jou hart, selfs jou vel deel is van jou emosionele ekosisteem. Die Franse filosoof, waarvan ek die naam natuurlik nie korrek gaan uitspreek nie, maar ek gaan probeer, is Maurice Merleau-Ponty, het gesê, "The body is our general medium for having a world." Sonder jou liggaam
het jy nie 'n wêreld nie. Dit beteken jy ervaar die wêreld nie slegs deur jou gedagtes nie, maar deur jou liggaamlike sensitiwiteit of die sensoriese ervarings van jou liggaam. Dit is waarom mense met kroniese pyn dikwels gemoedsomber word. Nie omdat hulle pessimisties is nie, maar omdat pyn letterlik die brein se vermoë om vreugde te ervaar kneelter. Ek lees van 'n professionele ballerina wat na 'n besering in depressie verval het. Sy het alles probeer, medikasie, terapie, selfs 'n positiewe denke werkswinkel bygewoon, maar niks hiervan het gewerk nie. Toe vra haar terapeut eendag 'n eenvoudige vraag. Wanneer laas het jy jou lyf laat beweeg, net vir die suiwer genot daarvan, sonder 'n professionele doel, of om aan jou tegniek te dink? Sy kon nie onthou nie. Toe begin sy swem, stadig, sonder druk om te presteer. Binne enkele maande het haar versteende gemoed begin versag. Nie omdat sy positief begin dink het nie, maar omdat sy haar liggaam weer laat deelneem het aan haar emosionele lewe. Stres is die liggaam se oeroue oorlewingsinstrument. Maar vandag vlug ons nie meer vir leeu's nie. Ons vlug vir e-posse, ons vlug vir mense se aansprake en vir beledigings. Wanneer die liggaam kronies in oorleefmodus verkeer, begin hy homself letterlik verteer. Die kortisol wat in 'n noodsituasie jou redding is, word 'n dodelike gif as die afskeiding daarvan nie afgeskakel word nie. Dit veroorsaak inflammasie in die brein, dit onderdruk die serotonien-afskeiding en dit maak ons uiters vatbaar vir angs en depressie. Die psigiater Bessel van der Kolk sê in sy baanbreker boek The Body Keeps the Score, our bodies are the texts that carry the memories of our lives. Jy sien die storie in jou liggaam. Met ander woorde, selfs al vergeet die bewussyn, die liggaam onthou. Hy onthou trauma as spanning, as slapeloosheid, as 'n hart wat altyd effens te vinnig klop en nog 'n hele klomp ander dinge. Ons praat inderdaad wanneer ons oor ons ervaring van die lewe praat en ons emosies, praat ons 'n lyflike soort taal. Ons praat in liggaamsidiome, sonder dat ons dit mooi besef. Ons sê, iemand is 'n pyn in die nek. Ek sluk maar swaar daaraan. Ons dra 'n klip in die hart. Dit is nie bloot metafore nie, dis fisiologies waar. Emosie is nie 'n wolkie energie nie. Dis chemie, hormone, elektriese impulse. Wanneer jy hartseer is, verander jou hartklop en jou asemhaling. Wanneer jy hoopvol is, verander jou postuur en selfs jou immuunrespons. In Japan praat hulle van hara, die buik as die setel van ware insig. In westerse terme sou ons sê, ek voel dit in my ingewande, of gut. Die liggaam voel dus nie net emosie nie. Die liggaam is emosie. Iemand vertel my van 'n man wat jarelank in 'n hoë druk omgewing gewerk het. Hy het voortdurend paniekaanvalle gekry. Toe hy sy asemhaling op aanbeveling van iemand begin dophou, ontdek hy dat hy letterlik sy asemverlangtye ophou. Sy liggaam het geleer om nie asem te haal wanneer hy gespanne is nie. Asof hy onbewustelik die wêreld probeer buite hou. Of tot stilstand probeer bring. Eers toe hy geleer het om eenvoudig,
rustig en bewustelik asemhaal, het sy paniekaanvalle dramaties verminder. Daar was niks misties daaraan nie. Dit was blote fisiologie. En die besef dat bewustelike, liggaamlike teenwoordigheid die siege na waters waar rus is, heen kan lei. Die lyf is 'n brug na spiritualiteit en die liggaam 'n tempel van ervaring. Vir eeue het spirituele tradisies, en ek wil bykans nie een van hulle daarby uitsluit, nie dit wat aan my bekend is nie, het dit die liggaam as 'n hindernis gesien. Iets om te oorkom, om te oorwin. Miskien is die liggaam egter nie die tronk van die gees nie, maar eerder die venster waardeur die gees die wêreld beleef. Ek praat nou in spirituele terme vir die van julle wat nie hiermee kan identifiseer nie. Die zenmeester Thich Nhat Hanh het gesê, your body is your first home. If you don't come home to it, you will always feel homeless. Wanneer jy jou liggaam ignoreer, verloor jy die grond waarop jou bewussyn, as jy dan so oor jouself as mens dink dat jy eintlik bewussyn is. As jy jou liggaam ignoreer, verloor jy die grond waarop jou bewussyn moet wandel. Of anders gestel, die aardkabel van jou wese se kragkoord. Dit is waarom spiritualiteit dikwels te bo-liggaamlik voel, te veel lig, te min stof en rou aarde. Ek het in die 90's 'n vriend gehad wat daagliks in die gym vir 20 minute op 'n loopband gestap het, terwyl hy na motiveringspraatjies geluister het. Julle onthou die Walkmans, waarmee mense so gestap en gedraf het. Met die Walkman. Vandag dink ek, hierdie is 'n moderne metafoor vir hoe ons leef. Die liggaam sê, hou op dink, ervaar net. Maar die brein sê, hou aan om oor ervaring te dink. Die liggaam bied vir ons die wortels van hoop. En ek wil hierdie metafoor wortels wil ek so 'n bietjie uitbou na 'n plek toe waar ons weer opnuut wortels skiet deur middel van die liggaam. Die liggaam toelaat om ons wortels in die aarde te hervestig dikwels of nuut uit te brei na nog stukkies grond, na nog plekke waar daar voeding vir ons kan wees. Wat sou dit wees wat ons werklik help om na trauma of depressie te herstel? Gewis nie net nuwe insigte nie, maar 'n belewenis. 'n Mens kan jare lank jou storie vertel en onophoudelik daaroor praat sonder dat iets verander, totdat jy begin beweeg of asemhaal en voel. Dit is waarom mense vrede vind in eenvoudige aktiwiteite. 'n Stil stappie in die natuur, tuin maak, dans, swem of selfs net deur stil en met gevoude hande in die son te gaan sit. Navorsing aan Harvard dui aan dat gereelde, matige oefening in sommige gevalle meer effektief kan wees as antidepressante. Nie slegs omdat dit chemiese geluk is wat afgeskei word nie, maar omdat beweging letterlik nuwe breinpaadjies skep. Met elke handeling, praktiese aktiwiteit, word 'n nuwe blik van hoop op die toekoms gevestig. En dis baie interessant. Gaan sit in die son, werk in jou tuin, doen hierdie goed wat ek nou net genoem het. En met elkeen van die handelinge word daar 'n nuwe blik innerlik gevestig op jou toekoms, een van hoop wat groei. Daar groei nuwe wortels wat my opnuut in my lewe verankerd laat voel. Ons dink onsself soms dood. Ons kan onsself
weer lewendig doen. 'n 78-jarige vrou met onverpooste angs het aan haar dokter gesê: "Ek weet nie hoekom ek altyd so gespanne is nie." Hy het vir haar medikasie voorgeskryf. Sy het vergeet om dit te neem, maar omdat die lente aangebreek het, was sy elke dag in haar groentetuin besig. Maande later kom sy terug by die dokter en sê: "Dokter, ek voel sommer stukke beter." Hy vra: "Het die pille gehelp, mevrou?" Dit was toe sy vir hom die sakkie tematies uithou, dat daar vir haar 'n lig opgegaan het terwyl sy hom antwoord: "Nee dokter, ek het skoon vergeet om daai pille te drink, maar my tematies lyk fantasties." Soms is genesing minder ingewikkeld as wat ons dink. Soms vra dit net teenwoordigheid in die liggaam se wêreld. Om geestesgesondheid te herstel of te onderhou, vra dis nie net vir sielkunde of gedagtes nie. Dit vra ook dat ons mooi na ons liggame sal kyk. Slaap, want dit is die brein se nagtelike wasmasjien. Eet lekker, goed en wyd. Jou darmbakterieë produseer tot 90% van jou serotonien. Beweeg. Dit is die mees onderskatte antidepressant. Haal bewustelik asem. Dit is die enigste autonome funksie wat jy bewustelik kan reguleer. Raak aan mense. Raak aan diere. Selfs ligte aanrakings verhoog oksitosien, die hormoon wat 'n gevoel van verbondenheid vir jou gee. Elke liewe een van hierdie aktiwiteite is dus baie meer as slegs 'n fisiologiese handeling. Dit is 'n geestesoefening. Ons het groot geword in 'n wêreld wat sê stel jou gees bo jou liggaam. Maar die liggaam is nie die gees se vyand nie. Hy's 'n bondgenoot. Hy's meer as 'n bondgenoot. Hy's 'n kompas. En soms is hy 'n profeet met boodskappe aan die gees. Wanneer jou rugpyn sê hy dalk net vir jou, jy dra 'n te swaar vrag. Wanneer jy moeg is, sê hy moontlik vir jou, jy leef buite jou ritme. Wanneer jy angs ervaar, sê hy, ek het te veel opgekropte energie, beweeg asseblief. Die ou Joodse rabbies het gesê, as jy jou liggaam versorg, eer jy die skepping. In moderne terme beteken dit, om jou liggaam lief te hê, is 'n daad van geestelike intelligensie. Ek sluit af met 'n gedig wat iets sê van wat ek vanoggend wil beklemtoon. En hierdie gedig is geskryf deur Mary Oliver, Wild Geese. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about your despair. Yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things.
Miskien is geestesgesondheid nie net die afwesigheid van siekte of ongesonde gedagtes nie, maar die teenwoordigheid van beliggaamde vrede. Daardie gevoel dat jou asem, jou hartklop en jou denke weer in een ritme dans. En as jy nie weet waar om te begin nie, begin net hier. Hier waar ons vanoggend sit. Voel jou voete op die grond. Dis waar die Gees woon. Net hier in die liggaam. Dit was my storie. Baie dankie, Jannie. Te lekker. Kom ons gaan drink koffie, die van julle wat tyd het, ons gaan kuier mekaar se harte warm, en ons geniet die reën, en die van julle wat nie kan nie, geniet jou Sondag, mag almal se week heerlik wees, en beweeg, moenie so baie dink nie. Totsiens.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.